is so belangrik dat ons moet altyd bewus wees en nie net kennis neem nie, maar ook bewus wees dat wanneer die teenwoordigheid van die Here in 'n plek inkom, al neem jy nie kennis nie, dat jou gedagtes dalk op 'n ander plek is, dat die teenwoordigheid van die Here word geonderskei deur die gawes van die Heilige Gees. En ek wil jou vra vanoggend dat jy moet vertrou, dat jy op die regte plek is, dat jy tussen die regte mense is, en hoe bevoorreg ons is om in oomblikke soos hierdie in die teenwoordigheid kan, dat die gordyn wat nie eers meer daar is nie, daar's die skeiding nie. En in hierdie oomblik ervaar ek dat jy moet met jou begeerte en met jou behoefte nou na die Here toe gaan. Hier sit mense op die oomblik wat sukkel met verslawing van enige soort. Maar jy kan die perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie forceer om te drink nie. Dat die uitnodiging is vanoggend dat die Here jou wil vrymaak, dat die Here jou wil heel maak, dat die Here jou wil red, dat die Here jou uitlig vandag, maar ook vir die wat hier staan, dat jy nou hierdie geleentheid moet gebruik. Martinet het dit nou so mooi gesê, dat ek spreek die naam van Jesus oor my familie. Ek wil jou die geleentheid gee, ek wil dit bevestig, dat jy in hierdie oomblik die breëre familie, miskien 'n behoefte in jouself, miskien 'n leemte in jouself, miskien 'n verknorsing, miskien 'n situasie waarin jy is, dat jy nou kan bid en sê, Here, gee my wysheid, Here, gee my 'n uitweg, Here, verlig my, genees my, maak my heel, gee my kennis, Here. Is 'n gebed wat ek nie vir jou kan bid nie, is 'n gebed wat jy vir jouself moet bid, dat jy die geleentheid nou gebruik en sê, Here, in Jesus naam, hoe fight jy teen daardie verslawing? Elke keer as jy jou oë uitvee, as jy weer, maar laat die Here op sy manier hier tussen die stoele jou nou verlos. Maar jy het nodig om oor te gee, jy het nodig om te drink, jy het nodig om in te neem, jy het nodig om te vertrou, jy het nodig om te sê, Here, ek weet, die hand is op my skouer op die oomblik. Ek weet, Here, U staan voor my. Vir die een wat jy nou verlossing gee, Here, dankie daarvoor. Maar die res van ons, Here, wat nou daar staan en, Here, my behoefte aan U bekend maak, Here. Here, dankie dat U my hoor. Dankie dat daar 'n getuienis sal kom van hierdie. Dankie, Here, dat U, Here, werk maak daarmee. Dankie dat nie op dooie ore val nie. Dankie, Here, soos wat ek hier sit, sal ek nou kan luister, want U, Here, sorteer die probleem uit, die situasie uit, die omstandighede uit. Hier is soveel mense wat vanoggend hier sit, wat besorgd is oor finansies. Ek wil vir jou sê, wat ek die hele donderdag mee rondloop, en ek wil vir jou sê, dit sal oukei wees, maar jy het nodig om die Here te vertrou, jy het nodig om die Here te vertrou, jy het nodig om die Here te vertrou. Dat die Here breek 'n bietjie af in jou om op te bou. Ek weet nie wat dit beteken vir jou nie, maar dat die Here praat met jou vanoggend en sê, ek moet 'n bietjie die skuim afhaal, ek moet so 'n bietjie die onegtheid afhaal. Is in oomblikke soos hierdie, ek skep af, dit voel soos afbreek, maar ek bou op in jou. Ek sal jou nie begewe, ek sal jou nooit verlaat nie.
Hier's mense wat besorgd is oor 'n keuse wat hy moet neem, hoor. Luister mooi, die Here praat vanoggend met jou. Kom ons luister ook na hierdie woord. Die Here sê vanoggend vir my, so sit mense wat, toe Martinette nou sê, roep sy naam uit, sê die Here net vir my, jy's bang om uit te roep as Abba Vader, jy's bang om hom te roep, want jy het seer gekry, jy het 'n verwronge prentjie van 'n vader hart. Mense, roep hom uit, want in Romeine 8 staan, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid en vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar of swaard. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, wat meer nog ook opgewek het, wat ook ons aan die regterhand van God is. Die Here het 'n vaderhart. As jy 'n verwronge prentjie het, roep sy naam uit. Hy staan soos 'n pa met oop arms, wat vir jou wag, om te sê, Papa Vader, help my. Abba Vader, hou my vas. Hy wag vir jou om te roep. Terwyl jy net so daar sit, wil jy nie die naam van die Here net so fluister oor jou lippe? Hy is Heer. He is Lord. Jesus, die verlossing van my sonde. Jesus Christus wat alles regmaak wat verdorwe is. Jesus Christus. Wil jy nie fluister oor jou lippe, Heilige Gees. Heilige Gees. Wil jy dit nie fluister oor jou lippe, dat dit so 'n werklikheid raak, want hy bestaan. Heilige Gees. Heer and Lord. Miskien het jy 'n paar Griekse woorde in jou binneste wat sê Jehovah Rapha, die God van genesing. Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Jehovah Nissi, die God wat vir my beklei. Hy is my Heer. Mense, ek gee nie om waar jy is geestelik nie, maar is so belangrik wat Heinrich sê, en wil jy net hierdie woorde fluister, Jesus, 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 Lord, Heer, Heilige Gees, Heilige Gees, laat hy my lei, laat hy my vervul, dat ek oor niks besorg sal wees nie, want hy maak nou heel, hy red nou, hy bekragtig nou, hy seën nou, hy maak guns los in jou lewe, hy bewerk die grond, dat daar kompos kom, daar kom 'n nattigheid, vir die saad wat in die grond is, wat jy gedink het nie kan ontkiem nie, want dit lê al so lank, maar God sê, ek bring die regte omstandighede, die regte tyd is nou hier, dat jy in 'n verdieping ingaan, want jy ken my naam. My naam is God. My naam is die een wat rotse en klippe breek. Dis my naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Amen en amen en amen. Amen. So I feel in my heart very, very strongly that
there's somebody here today, there might even be more than one, that you've come to church today and you've said, Father, if you don't speak to me today, I'm done. I'm done. You've even said, Lord, you say that you created me, you formed me. Your plans are good, but my life is not good. I'm done. But the Father says to you today, I did create you. I did form you, and I formed you for a purpose. I set my seal upon you. I have given you everything. I have been there in the darkest hours, in the times when you have felt as if there is no way, there is no light, Lord. You've tried everything in your own. But the Father says to you, I love you. I've loved you in those dark places. I've been there. I may not have liked what I saw, but I've been there and I've loved you. And I continue to love you. And I stretch out my hand to you today, says the Father. And He says, come close. Draw close to Jesus. And He draws close to you. Listen to the voice of the Holy Spirit that speaks louder to you than the voice of the enemy who says to you, it's over, it's over. Because Jesus, my Son, I sent for you, not to judge you, but to love you and to show you the path. So there is a reason for your life. Draw near and you will know what it is. It is not my will that you take your life. Draw near to me, says the Lord. Kom ons wees net so rukkie sensitief. Is okay om bietjie stil te raak in die kerk. Is okay as julle my almal so aankyk. Maar dink net 'n bietjie, waarmee is die Here besig? Dink net, wat sê hy? Praat hy met jou vanoggend? Hy praat met ons almal. Laat dit insink. Miskien 'n woordjie wat gespreek is op die oomblik en sê, Here, ek weet dis ek. Ek weet U praat met my. Dalk die oortuiging van iets groters wat nou besig is om te gebeur in jou eie hart. Maar mense, as ons net aangaan en ons verander nooit nie, dan kan ons net sowel 'n braai hou op 'n Sondag en kuier en praat oor rugby en algemene dinge, maar is so spesiaal wat hier gebeur. Kom ons neem ag as God praat. Kom ons luister en ons neem in en ons word verander daardeur. Ons raak ryker, ons raak dieper, ons gaan hoër. Maar die laaste ding is wat die Here wil hê, om in 'n oomblik soos hierdie uit te stap buite toe en jy is presies dieselfde mens nadat God gepraat het. Slaan die spyker in. Hang hierdie bordjie op met die woorde wat jy nou hoor. As 'n herinnering vir jou hierdie week, dit gaan jou lewe red, dit gaan jou lewe seën, dit gaan jou lewe heel maak, dit gaan jou lewe verryk. Maar jy moet 'n bordjie nou hang met die woorde wat God met sy vinger op die oomblik daarop skryf. Ek sien woorde soos vergifnis. Ek sien woorde van genesing. Ek sien woorde van okay. Dit gaan okay wees. Ek sien hoe die Here skryf met sy vinger op hierdie bordjie wat hang in jou hart en sê gaan.
Maak dit vas in Jesus naam. Ek lees vir julle Romeine 8 vers 14. The mature children of God are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. And you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough. Toe Heinrich opkom, toe ervaar ek dadelik, hier's 'n orphan spirit. En daai gees sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Nooit goed genoeg wees om geliefd te hê, geliefd te wees deur 'n pa nie. Dan sê dit verder, but you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned, for as He rises up within us, His Spirit joins us, saying, Beloved Father of Abba. So kom ons maak ons oë toe en ons gaan nou 'n baie ou liedjie sing. En dan glo ek, die Here gaan vanoggend sy liefde aan ons openbaar. So Jesus, ons kom vanoggend teen die weeskind gees, die orphan spirit. Ek spreek dit nou aan in die naam van Jesus. En mens, as jy nog nooit geglo het dat daar 'n pa is wat lief vir jou is nie, sê ek dit vandag vir jou. Hy het jou so lief, dat hy sy seun gestuur het. Here, ek vra dat u liefde hierdie kamer so sal kom flood, dat ons so bewus sal raak van u liefde nou in hierdie oomblik. Kom verander ons denke nou. Kom sing saam. And Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. That ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Ons gaan dit sing totdat jy dit glo vandag. Jesus loves me. And Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. And yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. He loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Nog een keer, Jesus loves me. And Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. And yes, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. And yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amen, amen. Hierdie week toe ek voorberei, het ek nie lekker verstaan hoekom ek moet preek oor wat ek moet preek nie. En
Nou verstaan ek. Ek wou nou nie dat julle daai opsit nie, maar die Here sê ek moet oor 'n paar karakters praat, weet voor dat ons Paasnaweek kry en ek dink jete, dit gaan so lekker wees om oor Petrus te praat. Petrus wat op die water geloop het. Petrus, hoor hierso wat so 'n kragtige disipel was. Sê die Here nie Petrus nie. Ek sê Johannes, Here, ek wil oor Johannes praat. Johannes, hy was die liefling disipel gewees en hy het so op Jesus se bors gelê en ons wil praat oor intimiteit want ek weet dis waartoe ons op pad is in hierdie gemeente. En die Here sê nie Johannes nie. Ek sê Jakobus, ek sê hy is 'n doener gewees. Hy. En die Here sê nee, kom ons praat oor Judas Iskariot. Judas Iskariot. En terwyl Martinet so praat oor miskien een van die punte wat ons nou kan insit is Judas Iskariot het gelewe met 'n weeskind mentaliteit. Hy het nie kon graas wat die Here eintlik vir hom doen nie, maar ek wil my nie vooruit gaan nie, maar ek wil vir jou 'n paar lesse gee, kosbare lesse, kosbare priceless lessons wat ons gaan kyk in die lewe van Judas en ek beloof ek gaan nie lank wees nie want dit is voor die hand liggend en is so sad en ek dink dit is ietsie wat jy moet huis toe vat en gaan kyk na want is jou naam nie dalk Judas nie, maak seker jou naam is nie Judas nie. Judas het soveel goed verloor in sy lewe, onbeskryflike goed. Hy het die persoonlike teenwoordigheid van die Here verloor. Dink daaraan, die persoonlike teenwoordigheid, fisies, geestelik het hy het verloor. Hy het die powerful fellowship verloor van die liggaam van Christus en die fellowship van vriende en apostels en disciples. Hy het die voorreg verloor om deelname aan die bediening te kan hê. Hy het dit verloor. En dan die grootste ding is wat hy verloor het in sy lewe, is hy die beloning van die hemel verloor. En ek wil hê as jy so hoor, ek beloof jou, ek gaan nie lank wees nie. Ek dink dit gaan een van die kortste preke wees, maar hulle het nou so lank gesing, is nie my skuld gewees nie. Maar jy mense, Judas Iskariot het vir ons kosbare lesse wat ons moet uithaal en ek wil vir jou die eerste ene gee wat gaan oor Judas Iskariot het geweier om te verander. As ek dink aan Judas se lewe, dan dink ek hoe Judas eerstens betrokke was by alles wat Jesus gedoen het. Hy het gesien hoe Jesus die blinde se oë oopmaak. Hy het gesien toe daai 10 melaatses wegstap en soos hulle wegstap dan groei daar vingers en dan groei letterlik ledemate aan. Hy kon dit letterlik aanskou. Judas het gesien toe hulle die verlamde man deur die dak afsak en hierdie verlamde man wie hy geken het vir baie jare en toe Jesus vir hom sê voor sy oë staan op en loop en hierdie jong man uit sy verlamdheid opstaan. Hy was daar gewees toe Lazarus uit die dood uit opgewek was en Lazarus stink al, maar hy staan daar half verleë en sê Jesus, ek wil my amper verskoon wat Jesus hier sê, maar tog in retrospek alles wat Judas gesien het, alles wat hy gehoor het, alles wat hy belewe het, het hy geweier om te verander. Mense, dis die sad story. Ek lees sommer net vir jou vinnig, en hy het die 12 uitverkies, hy het 12 disciples het hy uitgekies, en dan het hy hulle al 12 so in die oë gekyk, en dan het hy gesê, en een van julle is 'n duiwel. Dit het hy gesê oor die een wat ons sou verraai het. Dis die sad story van kerk, is die sad story van die lewe, dis die sad story wat met jou kan gebeur as jy nie pas op nie. Die sad story is dat ons almal begin in die duisternis, ons almal begin as sondaar. Judas het begin as 'n duiwel, en mens sou verwag het dat na 3 jaar se intieme en persoonlike verhouding met Jesus en kontak, dat hy sou verander het, maar die sad story is dat soos hy begin het met sy lewe, so presies het hy geëindig. Mense, julle moet die woord van die Here vandag hoor. Hier's 'n gesegde in ons gemeente wat ons die hele tyd sê, maar as jy Januarie maand hier instap, hoe lyk jy as jy Desember maand hier uitstap? Het jy gegroei? Is daar ontwikkeling? Is daar verandering in jou lewe gewees?
Die uitdaging van Judas Iskariot se lewe is dat hy dieselfde begin, soos hy begin het, het hy presies net so geëindig. Hy het nooit toegelaat dat dit wat hy hoor, dit wat hy sien, dit wat hy beleef, in oggende soos hierdie, wat die Here direk met mense praat, hy het nooit toegelaat, dat dit sy lewe penetreer en hom verander. God roep ons, mense, as daar een ding is wat God ons voorroep, dan sê hy, dis om te verander. Mense, jy kan so naby aan die woord van die Here wees, soos wat jy kan wees, dit gaan jou nie verander nie. Jy kan in teenwoordigheid van die Here kom, dit gaan jou nie verander nie. Jy kan letterlik saam met assosieer met ander gelowiges, dit gaan jou nie verander nie. Die grootste geestelike challenge is ek bereid om toe te laat dat die Here my sal verander. En mense, die Here wil jou verander. Ons sien dit met die ryk jong man. Hy het 'n geleentheid, maar God, hy besluit, hy wil nie verander nie. Ons sien dit met die Israeliete in die wildernis, verander, maar hulle wil net nie aanhou ophou of nie glo nie. Ons sien dit letterlik in Efesiërs 4:20, wat hy sê daarso, ons lewenswandel moet vry wees en ons moet ons ou mens afsterwe. En dan vernuwe die gemoed. Romeine 12:2, word verander. 1 Korintiërs 3 wat sê, jy moet verander van heerlikheid tot heerlikheid. Jy moet verander. En baie keer dan sit ons in kerk en ons stap uit en sê, is daar nie iets wat die Here 'n bordjie hang, as 'n herinnering, as 'n magneet in die yskas, as 'n herinnering op jou hand geskryf, of 'n nota wat jy hierdie week aan moet werk nie, want is dit nie ons logo in die gemeente, is dit nie ons visie in die gemeente, om te sê, ek wil hom sien, maar hy moet ook in my werk, en as hy terwyl hy so in my werk, dan verander hy verander jou. En om 'n Christen te wees, is om 'n beter jy te wees. Mense, ons moet op 'n plek kom in ons Christelike lewe, dat jy word 'n beter jy word 'n veranderde jy word 'n meer soos Jesus jy word 'n letterlike vry jy. Ek wil nooit so kom in my lewe, dat ons so tradisioneel begin kerk hou, en ons ervaar, ons is al om Jesus, en ons doen die bedieninge, en ons sien wonderwerke, en ons doen alles wat God behaag. Maar jou gesindheid verander nooit nie. Jy's nooit uitgedaag met jou morele standaarde nie. Jy's letterlik, jou gees verander nooit om soos hy te word nie. Dis Judas Iskariot se groot probleem gewees. Hy het geweier om te verander. Punt 2, ek gaan dit vir jou vinnig deurgee. Punt 2, Judas wou iets gee, maar hy wou nie alles gee nie. Dink daaroor. Ek lees daarso in die Nuwe Testament van die vrou met die albaster fles, wat 'n jaar se salaris uitgegiet het op Jesus se voete. En dan sê een vertaling, sy het hom aanbid terwyl sy dit doen. Sy het gehuil, en droog sy voete af met haar hare. Is hierdie buitengewone aanbidding, dat Judas het 'n probleem daarmee. Judas Iskariot het 'n probleem met die manier hoe hierdie vrou nou aanbid, en hy spreek dit uit, dan sê hy, jene, hoorie, wat 'n verkoosting van dierparfuum is dit nie, dis 'n mors van geld. En dan skryf hy daarso, daarso is dit, weet die dier nardesalf gewees, en ek lei af hoe die Here my hierdie week lei, dat Judas was kwaad, nie omdat die vrou iets vir die Here gegee het nie. Dis oukei, hoor hierdie woorde, dis oukei om iets of 'n bietjie vir die Here te gee. Maar ek het 'n probleem as jy alles vir die Here wil gee. Ek het 'n probleem daarmee, sê Judas. En mense, een van die kosbaarste lesse wat ek sien in my eie lewe en mense se lewens, en ek wil net met jou praat vanoggend,
is die les van Judas Iskariot, dat sy gesindheid so geword het, dat ons sien dit in die kerke, ons sien dit in mense se lewens, ek wil vir Jesus net ietsie gee, maar ek wil nie alles gee nie. En weet jy wat, met daardie gesindheid het ek al soveel mense gesien, wat hulle uiteindelik alles verloor, omdat hulle ietsie wou gee. Sy gesindheid was so die van letterlik 'n gedeeltelike commitment. 'n Gedeeltelike commitment, so 50%, 60, 70%. Dit is nie wat die Here van ons verwag nie. Hy sê, jy moet my lief hê met jou hele verstand. Jy moet my lief hê met al jou krag, jou hele hart, 100%. Kom ons maak nie die foute wat Judas gemaak het nie. Hy weier om te verander. Hy het vir die Here ietsie gegee, maar hy wou nie alles gee nie. Die derde les wat ek leer uit Judas se lewe, hy noem letterlik aanbidding 'n mors van tyd. Neem kennis dat Maria is besig en sy sê, ek is besig met aanbidding. Maar Judas noem dit 'n mors van tyd en 'n mors van geld. Judas was verontwaardig en het gesê, wat 'n verkwisting van salf het hier plaasgevind. Ander vertaling sê, it's a sheer waste. Why waste such expensive perfume? Ek wil jou uitnooi as gemeente, moet nooit op 'n plek kom wat jy dink aanbidding is maar 'n mors van tyd nie. Moet nooit dink dat jy dit nie nodig het nie. Kyk wat het gebeur vanoggend, en is corporate aanbidding. Maar ons praat ook van 'n individuele aanbidding by jou huis. Moet nooit dink dat hoor hierso, dis net vir die charismatiese kerke, dis vir die Pinksterkerke. Nee, gaan lees jou Bybel. Ek het sommer net vinnig gaan opslaan, Psalm 150, hy sê, loof die Here met sy magtige dade, loof hom, dan sê hy na die volheid van sy grootte, loof hom met die harp en die siter, en loof hom met die keyboard, loof hom met die elektriese gitaar, en loof hom met die dromme en klinkende simbal, loof hom, en laat alles wat asem met die Here loof. Mense, as jy op 'n plek begin kom, hier's mense in ander kerke wat ek al agtergekom het, nie hier nie, maar dan kom hulle aspres laat, want hulle wil net die preek hoor, want ek sing nie lekker nie, ek sing vas, ek hou nie van die band nie, hulle sing te Afrikaans, hulle sing te Engels. Moenie op daai plek kom dat jy voel dat aanbidding is 'n mors van tyd nie. Daar gebeur iets wanneer jy verklaringe maak, daar gebeur iets wanneer jy lof tot hom sing. Ons mors nie tyd in hierdie gemeente nie. Daar gebeur iets wanneer ons sy naam uitstort oor ons lewens en oor ons families en oor ons dorp. Daar gebeur iets in die gees. Daar gebeur iets, al glo jy dit nie en jy sing dit as corporate hoor jy, daar gebeur iets in ons gemeenskap en in ons kerke en onder ons. Ek wil gou aangaan. 'n vierde les wat ons leer uit Judas se lewe uit is, Judas het van Jesus geweet, maar hy het hom nie genuine geken nie. Toe ek daaraan dink, toe gee die Here my bietjie ander woorde, wat ons meer in hierdie gemeente gebruik en sê, Judas was close, maar hy was nie intiem nie. Ja, mense, dink mooi oor hierdie woorde. Ek wil met jou praat net vanoggend. Ek wil jou help vanoggend, ek wil hê jy moet 'n deurbraak kry, ek wil hê jy moet groei, ek wil hê jy moet verander in jou lewe. Moenie soos Judas wees, jy's close, maar jy het nie intimiteit nie. Ek gaan dit vir jou wys in die skrif. 'n Kosbare les. Pas op dat jy nie close is, maar jy's nie intiem nie. Ek gaan dit sommer vir jou noem, toe Jesus die laaste nagmaal, net voordat sy kruisiging gebeur, sê hy hierdie woorde, miskien net ek het hier so, en toe dit aand geword het, hy met die 12, en terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle gaan my verraai. Mense,
dink aan daai aand net gou, die al 12 sit om die tafel, en hy kyk elkeen in die oë, en hy sê, een van julle gaan my verraai. En dan sê die skrif, Petrus het geantwoord en gevra, Jesus kyk hom so in die oë, dan vra Petrus, is dit miskien ek, Here? Dan bly Jesus stil. En dan kyk Jesus na Johannes, dan sê Johannes, is dit ek, Here? Dan bly Jesus stil, dan gaan hy na Petrus toe, dan kyk hom in die oë, dan sê Petrus, is dit ek, Here? En toe hy by Judas kom, kyk hy vir Judas in die oë, en Judas gebruik nie hierdie woorde, is dit miskien ek, Here, nie. Hy gebruik hierdie woorde, is dit miskien ek, Rabbi. Jy sien, Rabbi beteken letterlik in die Grieks en Hebreëus beteken dit meester, teacher, leraar of onderwyser. Heer beteken letterlik die soewereine God van die heelal. So met ander woorde, hy is vir Judas die leerder, die meester en die teacher, maar hy is nie die Here en God van sy lewe nie. En Judas het geweet van hom, hy het hom nooit ontvang nie, en hy het hom nie geken vir wie hy was nie. En dis laasweek se preek wat ons gepreek het, wat sê, pas op dat sommige van julle nie agterbly as gevolg van ongeloof, dat jy moet ingaan in hierdie rus, ingaan in hierdie beloofde land nie. Het is moontlik om in 'n Christelike huis groot te word en hom nie te ken nie. Het is moontlik om die Christelike beginsels te handhaaf en hom nooit te ken nie. Het is moontlik om hom meester, leraar en teacher te noem, maar hy's nie Heer van jou lewe nie. Mense, dit tref my hart. Ek is soms close met hom, maar is jy intiem met hom? En die manier hoe jy weet jy ken hom nie, die manier dat jy weet jy ken hom nie, is die vorige 2 lesse. Is daar verandering in jou lewe? Is daar aanbidding in jou lewe? Of is daar niks, daar something missing? Gee jy hom iets, maar jy gee hom nie alles nie. Yes, mense, in hierdie wonderlike God wat ons dien, nog steeds dat Jesus weet is Judas wat hom gaan verraai. Stel Jesus hom nie bloot nie. Hy reveal hom nie, hy openbaar hom nie in sy sonde nie. Jesus is so fair met hom. Jesus is so genadig met hom, asof hy hom nog 'n kans wil gee. En Jesus letterlik weier om hom bloot te stel en te sê, dis jy. Die 5de punt. Hier is vir my so treffend. Judas het verkeerde timing gehad. En ek wil jou verduidelik dat, ek het bietjie gaan oplees dat verskeidenheid van teoloë glo dat Judas regtig nie geweet het dat Jesus gevangene gaan neem as gevolg van sy verraad nie. En dit maak nogal sin. Hulle het bewys en daaroor eintlik navorsing gedoen, Judas as Jood wat ook onderdruk is van die Romeinse ryk, het regtig nie gedink dat die soldate hom gaan gevangene neem nie, maar dat Judas definitief die proses wou verspoedig het, dat die nuwe revolusie van koninkryk tot stand moet kom. Dit het Judas vasgeglo, dat ons is moeg om onder die Romeinse druk, ons wil vry wees as Jode. Ja, daar was 'n silwer, ja, daar was geld betrokke gewees, maar hoeveel meer sal ek nie kry, as ek hierdie proses kan verspoedig nie. Ek het nooit gedink, dat Jesus die wonderwerker gevangene geneem sal word nie. En hier is die kosbare les van Jesus, van Judas, wat leer in jou lewe, en jy weet dit, maar jy moet dit hoor vanoggend weer, dat jy kan nie God
vinnig laat maak nie. Jy kan nie goed wat jy so graag soek in jou lewe, probeer om dit te laat gebeur of dit te moet laat gebeur. Jy kan nie goed druk, omdat jy dink dis nou belangrik vir jou, as God sê wag nie. Ons het eendag so 'n vriendin gehad, wat sê, Jene, ek raak nou fed up, ek wil ook nou trou. Sy sê, en as die Here nie binne 6 maande vir my 'n ou gaan gestuur wat ek mee kan trou nie, dan gaan ek klaps toe gaan en ek gaan daar een vir my kry. Ja? Ons kan nie so omgaan nie. Kosbare lesse uit Judas se lewe. As jy moeg geraak om op God te wag. Ek druk iets ryp hier. Ek forceer 'n ding hier. Eendag sit ek daar by Cornerstone by 'n kliënt wat ek voor 'n werk moet doen. En die Here sê vir my daar in daai meeting, sê hy vir my, sê nee vir hierdie job. Maar is een van die grootste jobs wat ek nog gekry het. Hoe kan ek nee sê daarvoor? Alles loop skeef, maar ek is mos 'n organizer. Ek organise hierdie ding, ek organise daai ding, en ek kry die job. Vra vir Suzelle. Die aakligste job wat net nie wil uitwerk nie. Die supplier wil nie betaal nie, die kliënt wil nie betaal nie, die bouer wil nie betaal nie. En eendag sit ek en ek sê, Here, asseblief, ek is mos u kind. En die Here vat my terug daar na Cornerstone, daar in die hoekie, wat ek gesê het, ek hoor hy sê nee, en ek forceer 'n ja. Mense, ons almal doen dit een of ander tyd, maar Judas Iskariot leer ons, jy kan nie God te haastig laat maak nie. Ons sit in 'n sensitiewe tyd in ons eie gemeente. Ons het donderdag aand 'n besluit gemaak op bestuursvlak. Ons maak die deure toe van hierdie terrein. Ons is nou ernstig op soek na 'n ander plek waar die Here ons na toe lei. Ons gaan nie meer hier langer kerk hou nie. Maar nou, ons kan dit forceer. Ons kan deure oopruk. Of ons kan wag op die Here. Ons is nie haastig nie, maar ek wil hê julle moet weet, dat dit is die plek waar ons nou is. Pas op dat jy nie dinge haastig deurdruk. Die 6de les is, Judas leer ons, gryp hom en moet hom nie laat gaan nie. Toe Judas Iskariot in die tuin van Getsemane kom, toe sê hy vir die soldate, kruip julle weg, en die een wat ek soen, dit is hy. Dan sê die skrif, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê, gegroet, Rabbi, wie? Nie Heer nie, Rabbi. Ek groet jou, Rabbi. En hy soen hom, maar Jesus sê vir hom, vriend. Yes. Hoe amazing. Maar in elk geval, en toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. Ek weet, dis in die negatiewe sin hierdie, maar mense, jong mense, ouer mense, ek wil hê hierdie les wat sê, gryp hom en moenie los nie. As jy die kans kry om jou hande op Jesus te kry, dan moet jy gryp en jy moet nooit laat los nie. 'n ander vertaling sê, ek weet nie of dit is nie, maar hy sê letterlik, don't let him go, hold him fast, gryp hom en hou vas. En ek wil vir mense vanoggend sê, as jy dalk ver voel, as jy voel jy het dit gemis, as jy voel daar's 'n terugslag in jou lewe, as jy dalk verleë is oor iets en jy het 'n down spiral, en jy voel disgrace, en jy voel hoor jy so ver van God af, as jy jou hande op Jesus kan kry, in oomblikke soos vanoggend, jy het 'n geleentheid om jou hande op Jesus te sit, en hy sê, as jy dit doen, gryp hom en moenie laat gaan nie. Selfs as jou hande moeg raak, emosioneel, fisies, feestelik, maak nie saak nie, as daar hindernisse op jou pad is, dan sê hy, ek sal die ekstra myl vir jou stap, ek sal jou in my hande bewaar, ek sal jou nooit laat gaan nie, maar jy besluit of ek uit hierdie hande uit wil gaan of nie. Hou vas in jou redding,
vas aan jou vryheid. Hier's mense vanoggend wat vrygemaak is. Ek glo dit met my hele hart van verslawing. Hou vas daaraan. Hou vas, gryp dit. Hou dit vas. Dat jy gereinig is. Moenie dit laat gaan nie. Hou vas. En dan mense, die laaste ding is, en ek wil daarby kom en dan sluit ons af. Die laaste ding is, wat my die seerste maak, wat die hardste slaan van Judas Iskariot se lewe. Wat sê, as jy nie in jou roeping gaan uitleef, as jy nie jou roeping gaan uitleef nie, sal iemand anders in jou plek dit kom doen. Jy sien toe Jesus gevangene geneem is en hy's weggevat om te martel en hy's aangekla, het Judas Iskariot so sleg gevoel. He was tormented by his spirit, sê een vertaling. En hy die 30 sikkels, die 30 stukke geld wat hy gekry het, het hy gevat en op die tempelvloer gaan uitgooi. En terwyl ek dit lees, sê die Here vir my, pas op, die ding wat hy gevat het, om in die plek te kom van sy verhouding met Jesus. Pas op vir daai ding. Neem kennis, die ding wat jy bereid is om te verruil in die plek van jou verhouding met Jesus, gaan jy uiteindelik ook verloor en pas op dat jy nie die verhouding met God ook verloor nie. En die Bybel sê, hy het uitgegaan en hy tragies homself op 'n boom gaan ophang en sy eie lewe geneem. Handelinge 1 vers 26 sê, want daar staan geskrywe, laat sy woonplek woes en leeg is, laat daar geen inwoner in wees nie, en laat 'n ander een in sy opsienersambt opgeneem word, en hulle het Matteus gekies. Nou as jy verder gaan lees in die Bybel, as jy daar by Openbaring kom, dan sal jy sien, daar staan in Openbaring, daar's 12 fondasies van die hemel of die nuwe Jerusalem, en elkeen van die fondasies is vernoem na een van die apostels, die 12 apostels. En die muur van die nuwe stad Jerusalem het 12 fundamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Maar daar was 'n fondasie, wat sy naam uitgekrap was. En Matteus sy naam is daar nie ingegrafeer. En een van die kosbare lesse in Judas se lewe is, as jy nie jou roeping gaan uitleef nie, sal iemand anders dit in jou plek doen. Ek wil vir jou een laaste versie lees. Hy sê, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Kyk, ek kom, hou vas wat jy het, dat niemand jou beloning sal steel nie. Hold on to what you have, that no one take away your crown. Keep a tight grip on what you have, so no one distracts you or steals your crown. Mense, dit is so duidelik dat Openbaring sê, dit beteken, dit is moontlik dat iemand anderste jou kroon kan vat. Ja, jy gaan nog steeds hemel toe. Maar in die hemel is daar sekere vlakke, en ons sal eendag daaroor kan praat. Maar jou beloning is gesteel. En ek wil vanoggend hê, ons sluit af die diens. Want Judas Iskariot is nie 'n lekker ding om oor te praat nie, maar is daar nie Judas in my nie? Ek weier om te verander. Is daar nie Judas in my? Ek sal ietsie gee, maar nie alles nie. In tye van aanbidding, my gedagtes dwaal. Is 'n mors van tyd hierdie. Ek is close, maar ek is nie intiem nie.
probeer iets ryp druk wat nie nou is nie. Hy het verkeerd gegryp, maar ek wil vir jou sê, jy kan reg gryp vanoggend. En as jy nie jou roeping gaan uitleef nie, sal iemand anders dit in jou plek doen, en ons gaan eendag lees van 'n man, en dan hoop ek nie jou naam staan daar en sê, hy het alles gemis, hy het alles gesien, hy het alles beleef, maar hy het nooit verander nie. En ons het iemand in sy plek aangestel. Ek moet vanmiddag 5:00 vlieg ek daar na my pa toe, en my ma sê, miskien gaan ek dit nie maak nie. Jy is so gekonfronteer met die dood. Ek het die geleentheid gehad om vir my pa te bid 10 dae terug. En hy het so uit sy hart, uit sy maag, ek glo in Jesus. Hy kon die naam sê. Ek weet hy is gelowig. Maar vandag staan ek hier en sê, ek weet. Wat 'n berusting. Miskien gaan jy nie daai wonderlike oomblik hê nie. Jy gaan alles mis. Jy gaan hemel toe gaan, maar jy's 'n geraamte hier op aarde. Maar jy gaan hemel toe great, want jy het die Here aangeneem en jy doen alles wat jy moet doen, maar jy mis jou roeping. Jy mis as 'n bietjie Iskariot in my. Terwyl jou oë net so gesluit is, en ek gaan jou nie vanoggend vorentoe roep nie, ek is so 'n persoonlike boodskap. Hierdie 7 goed, maar ek wil verander. Ek het nodig om te verander. Ek het nodig dat hy diep in my binnekant 'n verandering bring. Ek hou so vas aan die goed, ek sal hom iets gee, maar nie alles nie. En ek weet, jy dink nou, ek kan onmoontlik nie al my geld vir hom gee nie. Geld is jy laaste op die lysie. My tyd, my gedagtes, my familie, my tyd in intimiteit saam met hom. As jy moet dink, hoeveel tyd spandeer jy, gee jy genuine alles. Terwyl jou oë net so gesluit is en dink, wat 'n een van hierdie 7 roep die Here jou. Wat 'n een lê die klem op en hang die bordjie om jou nek en sê, ek wil met jou werk hiermee. Jy sien met die klem op werk, want ek wil jou help. Ek wil jou dieper en hoër vat. Maar hier sit Judas Iskariot in ons midde, wat die gemeente aftrek, wat jouself aftrek, wat jou besigheid aftrek, wat jou familie aftrek. En hy vra jou vanoggend, hier's iemand wat my gaan verraai. En wat is jou antwoord? Meester of rabbi? Is jou antwoord Heer of leraar? Hy is my alles. En hy sal jou alles gee, hy sal bygee, hy vat nie weg nie. Here, ek bid nou vanoggend vir elke liewe mens, my een kluis, Here.
Here, ons is so besig met die dinge, ons is besig met bedieninge, ons is besig met mense, ons is besig om geld te maak, ons is besig, Here, ons is so besig. Ons was nooit u voete nie, ons kon nooit stil sit by u nie. Ons is close, maar ons is nie intiem nie. Wil jy nie vanaand die sonsondergang gaan kyk nie? Wil jy nie sit ergens nie? Wil jy nie môreoggend opstaan en net tyd spandeer en sê, sit jou foon eenkant en intiem wees met hom. Intiem wees met hom op jou vlak, op jou manier. Hy sal jou help, hy sal jou help, hy sal jou help. Ek nooi jou uit na aanleiding van vanoggend en as jy wil agterbly, jy wil net gebed saam met mense. Bekering is die proses. Jy moet hom aanroep, jy moet hom kan sê Here en nie meester nie. As jy nie kan sê Heer nie, asseblief, as die stroom opgaan, hardloop uit, kom vorentoe, kom sit hier. Ons sal saam met jou bid. Maar het jy daai 1 tot 7, wat een maak jy vas? Amen en amen. Amen. Mag die genade van God, daardie genade wat jou nie wil ontbloot nie, wat fair is met jou, wat jou 'n kans gee, 2de, 3de en 'n 4de kans, wat jou uitnooi elke dag en sê, is dit jy wat my verraai, en jy het 'n geleentheid om te verander en hom te noem Heer. Mag die liefde van Jesus, wat jou 'n ware kind maak en nie 'n weeskind nie, dat jy dit voel en ervaar in hierdie week. En die Heilige Gees met jou wees, om jou te herinner aan die bordjie wat gehang is vanoggend om jou nek, met die vinger van God geskryf. Ek sal jou help. In Jesus naam. Amen.